Ek wil net hierdie sing, want na alles wat ons in hierdie lewe leer, is dit die belangrikste. Oh, when we crown Him Lord of all. Yes, Lord of all. Oh, when we crown Him Lord of all. Lord of all. Oh, Lord, I want Chris Marks want to be. Ek gaan daar wees, ek weet nie van jou nie. Oh Lord, I want to be among that number. Oh, when the saints go marching. Oh, jy ken hierdie song uit jou hart, sing ons saam. Oh, when the saints go marching home.
Van eer, gee hom 'n hand van blydskap. Ek wil hierdie kosbare aand net terwyl hy so staan, net open met gebed. Dr. Marius Higgins, jy sien hom nou op die skerm, meisie. En ons verwelkom hom en sy pragtige familie en gesin hier. Elkeen wat ook opgekom het vanaand om na hierdie godsman te kom luister, baie welkom. En ons gaan hierdie saak en hierdie mooi aand aan God se hande toevertrou. En ons glo die Here gaan werk en die Gees gaan werk soos hy wil. No limits, no limits. Halleluja, U maak U oor toe. Hemelse Vader, is 'n groot, mooi aand vir ons vanaand hier by For Him Crucified. En ons wil vir U dankie sê, dat ons sulke goue oomblikke kan hê om na diensknegte, godsmanne, manteldraers te luister, wat 'n woord van God vir ons het. En ons sê by voorbaat, dankie vir die heerlikheid, dankie dat vir die stem, dankie dat U praat, deur ons as klei, maar dat die woord van U soos deur die sieders en die profete van ouds, die waarheid sal wees. Seën elke verrigting in die naam. Ek bid vir elke persoon wat ook hier is, oor media. Moontlik is daar versoeke, moontlik is daar hartseer, moontlik is daar vrae, moontlik is daar situasies wat nou 'n oplossing nodig het. In die naam van die koning van die konings, claim ons nou 'n magtige deurbraak. In Jesus naam, amen. Halleluja. En amen. Jy kan jou sitplekke neem, ek wil 'n song sing terwyl daar nog mense op die lig kom. Sien, daar's nog mense wat opkom. En ons wil graag hê Dr. Marius moet sy woord kan bedien en dit wat God vir hom gee het, vir soveel mense as moontlik. Amen. En ek glo jy gaan die song geniet. Ek het Betty het hom geskryf, nou seker in die week. En mag hy 'n blessing vir julle wees soos vir ons. In the garden I stood by his side, when the rooster cried, I tried to hide. 3 times I said, I don't know that man. Feeling lost in the dark, I ran. For the fire feared to go. In the shadows where stories are told, I sit in the way that I denied, but the soul through the tears I cried. Come on. Even when I fall, He loves me still. Oh yeah. Through the valleys and over every hill. When I fail to stand and my faith seems small, He whispers, I love you through it all. Hy sê vir Petrus, by the sword He called my name. Ask me, do you love me the same? 3 times my heart did reply,
praat met hom. They take my sheep and walking my way. Feed their souls and guide them each day. Though I falter and I fell, His boundless love could never quell. Even when I fall, He loves me still. Through the valleys and over every hill. When I fail to stand and my faith seems small, He whispers, I love you through it all. Even when I fall, He loves me still. Through the valleys and over every hill. When I fail to stand and my faith seems small, He whispers, I love you through it all. He whispers, I love you through it all. He whispers, love you through it all. Prys die naam van die Here. Yes, gee hom 'n hand van eer. Toe Petrus hom verloon, toe dink hy dis nou verby en hy kry Jesus Christus daar by die strand en Jesus kyk vir hom so en hy sê vir hom, Petrus, ek is nie om jou te oordeel nie. Ek vergewe jou. Judas is dood. Ons vergeet hom. Nou wil ek by jou een ding weet. Is jy reg om my lammers te laat wei? En het jy my waarlik lief? Hy sê, ja, Here, U weet ek het U lief. En 'n kerk van God word magtig deur 'n visserman gebou. Dis vir ons 'n besonderse groot voorreg. En dit is laas jaar wat ons mekaar laas gesien het. Ons het hierdie jaar, nou vanaand het ek en Dr. Marius vir mekaar voorspoedige nuwe jaar toegewens. Nog nie geseënde Kersie, want ons gaan mekaar sien. Ons gaan nie dit gaan nou nie weer gebeur wat nou. So voorspoedige nuwe jaar vir die wat ek het nog nie gesê het nie, maar ons is opgewonde vanaand. Dr. Marius, jy kan kom oorneem en ek weet die Here gaan hom soos altyd magtig gebruik. Hy vertel nou net vir my 'n magtige getuienis hoe die Here vanmiddag, Sondagmiddag, as ek reg is, magtiglik in 'n pragtige dorp nie ver hiervandaan af groot dinge gedoen het. Ons is dors en ons is honger. Mag die Here jou seën, dokter. Prys die Here. Ek kan nie sê gee die Here lofoffer nie. Die 20,000 mense wat hier is, gee die Here lekker lofoffer. Come on. My vorige meeting wees, dankie Dr. Chris, dankie pastoor Betty. Ek moet altyd sukkel met die tannie se name. Maar prys die Here. Prys die Here, God is groot. Amen. Halleluja. Ek gaan net gou praat. Ek weet ek het nou die dag gesien julle praat, julle het 'n klomp manuals geskryf. Ek het 'n boek geskryf, Prophets DNA. Maar toe gaan ek en daar's 'n pastoor met die naam van pastoor Patrick van Rensburg. Hy het nie brieke nie. Hoor mooi. Hy het my gevat, my uitgeskit soos 'n boelterrier, my gesê kom, ons het 'n eerste jaar geskryf, 22 vakke. Ons het 'n tweede jaar geskryf, 16 vakke wat hy my gedryf het en ons is besig met die derde jaar. So daar's vir julle 'n persentjie. Julle kan die materiaal gebruik. Ons gee die profeteskool is verniet. Ons sê die Here sê gaan dan heen. So die Here help ons as jy wil aansluit by die profeteskool. Luister, ons vra nie met kerk toe kom en sulke dinge nie. Ons sê net een keer 'n week op 'n maandag aand is die eerstejaars, partykeer op dinsdag aand of is die tweedejaars of vice versa. Sê net vir my na die tyd, dis vry, jy sit in jou huis, jy doen dit en jy kry dit klaar en jy verstaan. Ek maak jou nie 'n profeet nie, ek laat jou verstaan. As 'n ou vir jou profeteer, is hy van God of is hy nie van God nie? Die groot ding is, hoor my hart, daar's so baie
huiseiers daar buite. So baie ouens sê, give me $1,000 and I'll give you a prophecy. Luister, jy vat jou prophecy en hou hom. Ek kan met $1,000 kan ek meer stiele wen as om te dan kan ek self van die Here gaan hoor. Okay, so dis nie my preek vandag nie. Ek gaan 'n bietjie met julle gesels oor ek gaan baie keer raak my Afrikaans raak my airtime klaar. So ek gaan 'n bietjie Engels praat. En my Engelse airtime is baie meer as my Afrikaanse airtime. So julle my verskoon, ons het regtig waar amazing tyd wat ons met die Here het vir al hierdie jaar. Die Here doen groot dinge. Ons is regtig waar bevoorreg wat God doen. En laas jaar was nie so baie bedien nie, maar die Here het my laat stil sit in 'n gemeente om 'n pastoor se hart te verstaan, om te verstaan oor wat gaan dit. Ons het in die week baie bedien, maar ewe skielik hierdie jaar toe begin die Here ons te verander. God sê vir my, hierdie jaar is, as jy dit hoor, as jy dit vat, is vir jou 'n jaar van oop hemele. Ek wil vir jou vandag sê, hoor gou mooi, die Here speel nie, God is ernstig. Ek sê vir God is ernstig met jou lewe. Hoekom? Want jy's waardevol vir hom. Jy dra 'n waarde binne in jouself wat nie gekoop kan word nie. Geen geld in die wêreld kan die waarde koop wat jy dra nie. So ek gaan 'n bietjie vanaand praat oor tasbare salwing. So baie keer en so praat ons oor genade, buitengewone genade, en ek weet, sonder genade kan ons nêrens te kom nie. Maar hoor, as genade en geloof en heiligmaking, daai drie, nie saamwerk nie, mis jy die boot. Ons kan, luister mooi, jy kan nie geloof hê en glo God gaan 'n ding doen, maar nie God se hart najaag nie. Wat is God se hart? Heiligmaking. Hy sê, wees heilig want ek is heilig. Hy sê, sonder heiligmaking kan jy nie God sien nie. Okay, so dis nie my preek nie. Matteus 5 vers 6. Engels sê. Hy sê, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. So ons moet honger word vir geregtigheid. Hy sê, for they shall be filled. Hulle sal vol word. If you desire righteousness, you will be filled. Pastoor, ek is leeg. Wel, begin bietjie geregtigheid najag. Pastoor, ek verstaan nie. Ek bid teen die dak vas. Begin geregtigheid najag. Begin verstaan, wat is dit om geregtigheid te wees? Hy sê, you'll be filled or saturated. Deurweek my vandag, Here, met u krag en met u salwing. Deurweek my met u heerlikheid en met identiteit. Now the anointing of God can act as a storage battery. Waar is dit praat jy? Ek wil 'n stelling maak. As ek die woord desperaat gebruik, God raak nooit desperaat nie. Maar God sal enigiets doen om jou gesalf te kry. God sal enigiets doen. Luister, daar is sekere dinge wat die Here in jou nie kan oorbrug nie. God sal nie jou wil oorbrug nie. Maar die Here sal jou in 'n paar plekke indruk sodat jy hom kan soek, sodat hy sy salwing kan losmaak op jou lewe. Ek sê daar's 'n salwing wat wag om jou lewe om te keer. Daar's 'n salwing wat jou wil deurweek en jy moet net vandag vir die Here sê, Here, salf my opnuut. Okay. Laat ons kyk in Handelinge 19 vanaf vers 11 en 12. And God worked special miracles by the hands of Paul, so that from his body were brought unto the sick handkerchiefs and aprons, and the disease departed from them, and the evil spirits went out of them. Wat? Ek verstaan dit nie. Paulus werk, hy kry warm. Hy vat sy lappie, hy vee hom af. Nou sit hom neer. Nou werk hy hier so, hy sweet weer. En hy vat die lappie. Want wat is Paulus? Hy's vol salwing. Hy's vol van die heerlikheid van die Here. Hy weet wie hy is. En sodra sy sweetdruppels in die lappie ingaan, dan kom daar transformasie. There come a transference of the anointing that's in his sweat into the handkerchief. And when he's wiping it off, the handkerchief acts as a storage battery, soos 'n battery wat die salwing hou. En wat gebeur? Dan kom Pietie, want Pietie se mamma is nie lekker nie. En hy vat die lappie sonder om oom Paulus te vra. En hy hardloop sommer enigiets te sê na mamma toe. En hy gooi die lappie op mamma. En as daai lappie wat vol van die salwing is, mamma tref, dan moet die siekte uitgaan. Hoor mooi, ek vir jou vandag sê, jy moet begin besef wat op jou rus. Jy moet begin besef wat in jou is. Ons kan nie wag vir dit wat moet gebeur nie. Ons moet manifesteer dit wat God sê. Wat vir my snaaks is, Dr. Chris, is dat hy sê tot die demoon het uitgegaan. Die oukie het nie gekom
En gesê in Jesus naam nie. Nee, hy het geglo dat die God wat in Paulus was, as hy die lappie vat, en hy gooi daai lappie, wat vol van salwing en lig en lewe en Christus en alles is, op die duiwel besete, dan waai die duiwel somme. Pastoor, dit sê nie my Bybel, lees hom weer. Lees hom weer. Met ander woorde, die lappie dra soos 'n, wat is 'n storage battery in Afrikaans? Soos 'n battery, nee, wat krag opstoor. Okay. Daar's 'n opgaarbattery. Ek hou van daai Afrikaans. Okay. In other words, Paul was praying for the sick with a tangible anointing that transferred from him into a handkerchief. Tangible is invisible. Jy kan dit nie sien nie. But it can touch you. It can change you. It can fill you. It can destroy the spirit of depression. It can destroy the spirit of oppression. Listen, your poverty's got no mandate against anointing. When the anointing comes, God change your life in 1 second. I say, may the anointing of the Holy Ghost change your life, set you ablaze, lift you up, and change your whole life tonight in Jesus' name. The Spirit of God was flowing through his hands, through his sweat. However, there were sick, bound, and oppressed people who couldn't get where Paul was with the anointing. Jy sit vanaand in jou huis, jy luister na my. Jy sê, Marius, as ek maar net miskien dalk in daai plek kon gewees het. Ek wil vanaand sê, as God 'n lappie kon gebruik het, kan hy my die klank van my stem gebruik. As jy my stem hoor, jy weet, is die woord van die Here. Die Here sê, as jy maar net my stem hoor, en God praat uit my vanaand en vir jou te sê, as jy my stem hoor, mag my stem, die klanke van die klankbane van my stem, elke werk van die duiwel in jou lewe annihilate, mag Satan vlug, mag jou familie vrykom, mag jy wat sukkel met finansies, mag die Here jou vrymaak, kom getuig oor die goedheid van die Here, maar vanaand, we release the anointing of God over you. So God apparently gave Paul a revelation that the anointing could saturate pieces of cloth as he lays his hands on them. Pastoor, jy moet nie nou begin met hierdie hande opleg en lappies en sulke dinge nie. Wel, dit het vir hulle gewerk. Daar sê. Then friends and relatives would take the clothes to the sick and the sick people would get healed. Why? Those clothes would operate like storage batteries. Storage batteries. Is it possible? Is dit moontlik dat 'n lappie vol kan raak van die heerlikheid van die Here? Is dit moontlik dat 'n lappie so kan vol raak van die krag van die Here? As 'n demoon besete hom wil steel, dan word hy getref deur die lig van God. Asseblief kom steel hierdie lappie. Kyk hoe ver kom jy. Miskien gaan jy dalk vrykom. Without speaking a word, demons left the people. I believe that those pieces of clothes were empowered with a word from on high to set the captives free. Kom ons kyk na Elia. Elijah's life, Elisha. He was a businessman. Hy was 'n besigheidsman. Dokter, uit sy eie mind gebusiness. Dis gewoonlik as ons net ons eie dinge doen, dat die Here besig raak met ons. Jy's besig met jou besigheid. Jy's besig miskien met jou lewe en die Here kom klop aan jou hart. He was a businessman, but a mantle, a piece of cloth hit him and changed him instantly. Mag daai roeping wakker word in jou lewe. Ek ervaar in my gees, is iemand wat na my kyk, jy teruggeval, jy teruggesit. Jy was 'n man van God wat gepreek het, wat die woord van God gepreek het, maar as gevolg van die omstandighede het jy soos Petrus gesink in die water, maar jy het vergeet om Jesus aan te roep. Vanaand sê hy, kom terug, dat hy jou kan herstel in dit wat ek jou geroep het voor. 1 Kings 19 verse 19, the Amplified Classic says, then Elijah left there and found Elisha, son of Shaphat, whose plowing was being done with 12 yoke of oxen, and he drove the 12. Elisha crossed over to him and cast his mantle upon him. He left the oxen and ran after Elijah and said, let me kiss my father and my mother, and then I will follow you. Hy het nie van hom gepraat nie, man. Hy het gekom en lappie gegooi te roep hy. Daar was nie gesprek gewees nie. Daar was niks nie. Ewe skielik kom Elisa, hy sê, wow. Ek gaan mamma en pappa so 'n volgende keer. Sê, maar ek het jou nie geroep nie.
Ek het jou nie gevra om my te kom help nie. Ek het net die lappie gegooi. Sodat iets gebeur met hom, hy het iets besef. And as he testing Elisha said, go back, what have I done to you? Hy was ongeskik. Ons raak so baie keer, raak ons sentimenteel en lig geraak. Ja, wie is jy wat jy dink jy kan met my so praat? Vat jou salwing en vat jou goed en trek Ferreira. En jy mis wat God vir jou wil gee. Jy mis wat die Here vir jou gee. Baie keer moet ons net verstaan dat God het 'n salwing op die man en vrou van God geplaas en net om hulle te dien, al is dit om die stoele skoon te maak, al is dit om die klank uit te sit, net om te dien, bring jou klaar 'n oop deur vir jou in die hemel. Die klein dingetjies wat jy doen vir 'n man van God, maar ons is te maklik om hom te kritiseer. Kyk hoe sweet hy. Sies man. Kom staan en kyk jy. Ek wil nog nice aantrek, nog 'n baadjie ook aantrek. Ja. Hy gaan net nou waai, moenie worry nie. So here the prophet was sent by God. Ek kom vanaand gestuur deur God om jou wakker te maak. Om vir jou te sê dat God is nie klaar met jou nie. Ek gee nie om wie jy is nie. No words spoken, only a touch of the saturated cloth. Jesus is our greatest example. En ek hou van stories in die Nuwe Testament. Ek hou van feite. Lukas 4 vanaf vers 43. Die Voice translation says, in the crowd was a woman. She had suffered from an incurable menstrual disorder for 12 years. Nou ek dank God, ek is nie 'n vrou nie. Halleluja, dankie. Vir 12 jaar nie opgehou bloei nie. Vir 12 jaar elke dag daai pyne gehad. Daai krampe gehad, elke liewe dag. Okay. And had spent her livelihood on doctors with no effect. And he kept her miserable and ritually unclean. Hoor gou mooi. Die het daai tyd gesê, jy moet 'n kleed dra en jy moet heeldag loop en sê, onrein. Dit was die belydenis oor haarself gewees vir 12 jaar lank. Hoe moet jy voel as jy vir 12 jaar oor jouself skreef, mislukking. Maar jy weet, God het 'n plan gehad en hy het sy seun Jesus gestuur vir 'n onreine vrou om haar rein te maak. Halleluja. Hy sê, unable to participate in foolish Jewish life. Sy kon vir 12 jaar nie in die tempel gaan offer nie. Sy kon nie 'n verhouding met God gehad het nie. Hy sê, you can take the whole world, but give me Jesus. En vir my so amazing is, as ek net dit mag ingooi, is dat, ek sê altyd, ons wil altyd soos David wees. As David did with a tambourine, I will dance and shout and sing. Ons almal wil so David wees. Maar David was 'n moordenaar en 'n fornicator. 'n hoereerder. Hy was 'n rowwe ouetjie. Maar gaan kyk na die koning wat voor hom was, Saul. Saul het nie gehoreer nie. Saul het nie mense om hom doodgemaak vir 'n vrou nie. Maar hoekom was Dawid na God se hart gewees? Want toe Dawid agterkom, hy het gesondig. Toe sê hy vir die Here, Here, vat my koninkryk, vat alles, maar moet net u gees van my wegvat nie. Waar Saul sê, hy sê vir die profeet, hy sê luister nie, vat alles, maar moet net nie die koningskap van my wegvat nie. Jy het elke dag 'n keuse om te sê, wat is ek bereid, Here? Is ek bereid om alles te gee, maar moet net nie u gees van my vat nie. Moet net nie u heiligheid van my vat nie. Moet net nie u roeping van my vat nie, Here. Vat alles, maar give me Jesus. Dat ek klaar maak. Ek begin nou eers op te styg. Here help ons. Okay. So she followed Jesus until she could reach him. She touched the fringe of the robe Jesus wore. And at that moment the bleeding stopped. Power went out of Jesus through his clothing and hit that disease straight on in the face and destroyed it totally. Luister mooi, as jy in teenwoordigheid van God kom, dan slaan daai krag van God die duiwel tussen die oë en hy sit hom op sy plek. Hoekom? Want jy is waardevol en jy's belangrik vir God. Lukas 16 vers 19. Hoor mooi wat hy sê, and everyone wanted to touch Jesus because when they did, power emerged from him and they were healed. So wat gebeur hierso? Hierdie vrou kom en sy glo, as ek net sy soem kan aanraak.
Ek worry nie oor gebed nie. Ek worry nie oor enigiets nie. As ek net daai soem kan raak en as gevolg van haar geloof, toe sy uitrek en daai tetiet aanraak van sy soem, toe gaan krag uit hom uit en sy word gesond. Sy het nie daar gebly nie. Sy het die hele wêreld vol gaan sê, "Hey, toe ek sy soem aanraak, toe word ek genees." En daai getuienis sê die mense, "O, is dit hoe dit werk? Nou vang ons die soem aanraak bediening internasionaal. Nou gaan ons net sy soem aanraak." En hier verder 'n paar hoofstukke, as hulle hom aangeraak het, was hulle genees gewees. Ek sê, waar is jou geloof, kind van God? Is dit in 'n grandpa? Is dit in 'n panado? Waar is jou geloof? Die duiwel wil jou vashou. Hy wil jou gebind hou in leuns en negativiteit. If God can saturate a piece of cloth to the point that it can set captives free, don't you think he can saturate a New Testament believer? Die lappie. Man, dis lekker. As ek die lappie vat en ek gooi hom vir die dokter, dan vang hy hom. Gooi hom terug. Hoekom? Hier's wind in hom. Hier's 'n bak met water. Jy sien wat gebeur nou. Nou verander die substance in hom. Met ander woorde, nou is dit nie wind nie, nou is dit water. So nou vat ek hierdie lappie wat hierin gegaan het, nê. En ek wil dit doen as ek op my knieë kan gaan. Dis reg so. Laat ek my bo hou, laat ek my bo sit. Laat ek hier bo sit, net so. Right. Wil jy moet mooi sien. So, hierdie lappie vat ek nou. En as ek hom nou gooi, dan gaan julle ewe skielik begin spat. Jy sien, met die lappie is daar nie probleem nie. Ek kan hom maar gooi, dan gooi die dokter hom terug. Maar as ek die vat, en ek gooi hom, jy sien, ewe skielik is daar reaksie. Hulle het nie gedink ek gaan daai gooi, ek gedog aan die een gooi. Why? Because the substance change. My vraag is, wat is binne in jou? Is jy vol van God, vol van sy salwing, wat mense op hulle hoede sit, want ewe skielik sit almal, hy moet net die klank draag gooi nie, moet net die kafier raak gooi nie. Hierdie water hier binne kan groot skade bring, maar hoor mooi, jy kan groot skade bring vir die duiwel, maar wat is binne in jou? Is die lig van God in jou? Is die krag van God in jou? Of is jy 'n leë blik sonder enige ding wat jy kan verander? Is jy vol? As die Here 'n lap kan gebruik, het God jou geroep vanaand en sê vir jou, wees gevul met my gees. Wees gevul met my gees. Wees gevul met my gees. Loof die Here. Ou lappietjie. I love you. Werk elke keer. Werk elke keer. Mense sê, gooi. Gooi daai mascara dat hy hier omgelyk soos GT-streep. If that anointing can flow into a piece of cloth, why can't it flow through you that is bought by the blood of Jesus Christ? As 'n liedjie wat Kathy Viljoen sing, through it all. Through it all. I have trust in Jesus. I have trust in God. My vraag is net, gaan jou berg vir jou so groot wees? Is jou probleme vir jou so hoog dat jy vergeet het van die salwing wat vir jou gegee is? Kan jy verstaan vanaand, jy hoef nie ure te bid nie. Jy kan net sê, Here, ek is u kanaal. Here, hier's 'n kanaal, maar daar's iemand daar binne wat sit met 'n geweer teen sy kop en sê, ek kan nie meer nie, maar jou omgee, die salwing, sy heerskappy kan 'n persoon red in een oomblik. Ek sit in welkom. En ons bid vir 'n tannie wat nie kan loop nie. Vat haar by die hand. Ek sê, tannie, kyk vir ons gee jou lewe. Ek gee jou lewe. Hoe kan jy vir haar sê, gee jou lewe? Wel, Petrus kom. En hy kom by die hek van die mooie. En daar sit 'n ou daar. Hy is verlam van geboorte af. En Petrus sê vir hom, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het. Wat het jy? Jy het die woord, jy het die salwing, en jy het lewe. Ek is mos nie lam nie. So wat ek het genesing, gee ek vir jou. En ek sê vir wat ek het, gee ek vir jou. En daar loop sy saam met my, hele kerk vol.
ons het 'n plek begin hier van 'n Bylpark, sommer op 'n plot waar ons besig is met dienste, midweekdienste. Straks 120, 130 mense op 'n Woensdag aand. En weet wat, die Here werk. En ek besluit laas maand ek gaan vir siekes bid. Begin vir die siekes te bid en 'n kappel ry van daar af. Ek kom by 'n oom uit en die oom was gehijack. Wat is dit? Gearresteer deur sy kinders. Deur sy kinders. Hulle het hom gecapture. They captured him. Hy het so 'n hartseer begin kry dat hy half sy verstand verloor het en hy het opgehou praat vir 4 jaar lank. Ek sê vir hom, oom, wat ek het, gee ek vir jou. In Jesus naam. En die Here maak hy oom sy tong los vir die eerste keer in 4 jaar. Sê hy, Jesus, ek het u lief. Hy dra na sy vrou toe vir die eerste keer in 4 jaar, sê hy vir haar, Bokkie, ek het jou lief. Dit werk so 'n kappel ry, hulle jaag terug huis toe. Hulle kry hulle seun se enkel, sy knie was gebreek gewees. 'n Jong seun geknie gebreek as gevolg van sport en sulke dinge. En hy kom sit daar. En ek sê sommer vir die pa, want nou begin ek wind hier raak. Jy weet baie keer as die salwing so is dit net ek wat begin wind hier raak. Ek begin nou wind hier raak. Hoekom? Want die Here werk. Die Here werk, so ek spog met God, nie met myself nie. Ek sê vir die ou, hou sy voete vas. Ek was nie lus om sy voete vas te hou nie. Hou sy voete vas, sulke dinge. En die een been is klein bietjie kontraseer. Ek sê nou kyk jy vir die bene en ek kyk vir hom. En ek klap hy knie so tik tik. Sê hy begin hy sê wat nou? Hy sê die pyn is weg. Die pyn, 'n gebreekte knie. Hy spring op daai hardloop daai hele kerk vol. Deur een persoon wat geglo het God kan 'n ding doen. Luister, daar's niks verskil tussen my en jou nie. Dis tyd dat ons vir mense moet begin gee dit wat ons het. So, hierso it is the anointing that can flow through a piece of cloth. That same anointing can saturate us and heal us. Paul prayed in Ephesians 3 verse 19 says that you might be filled with all the fullness of God. Dis my gebed dat jy gevul word met die volheid van die Godheid. Ek sê Gees van God, neem besit van my gedagtes, neem besit van my siel, neem besit van my liggaam. Here, bekleed my met u self, maar dat ek gedeurweek sal word met lewe en heerskappy. What is the fullness of God? That means I'm filled with God himself. Waar kan dit gebeur? Hoekom nie? Ek verstaan dan nie dat hy gekom het en hy het sy seun, kosbare seun gegee vir my en jou. Hoekom sal hy ons weggooi? So I'm filled with God. I'm filled with his word. I'm filled with his life. I'm filled with his wisdom. I'm filled with his gifts. I'm filled with his understanding. I'm filled with his love overflowing. I get a double portion. Another scriptural example of saturation is found in 2 Kings, the story of the prophet Elijah and his successor Elisha. Elisha followed Elijah and operated in the helps ministry for about 15 years. Pastor, ek gaan nie so lank saam met jou werk nie, maar ek het 'n roeping daarin. Geen wonder baie mense sit by die huis en doen niks meer nie. 15 jaar het hy hom bedien. 15 jaar het sy klere gewas. 15 jaar het hy vir hom kos gemaak. 15 jaar het hy hom bedien. Elijah knew his time on earth was nearly over. So he said to Elisha, "You've been faithful. What do you want?" Dis 'n gevaarlike vraag, moet nooit vir my daai vraag vra nie. Ek gaan vir jou 'n lys gee, ek gaan vir jou teses gee. Elisha replied, "I want a double portion of the anointing of God that is on your life." Ek soek 'n dubbel salwing. Ek soek 'n dubbel salwing van God. Wat jy het, soek ek 'n dubbel van. Ek is nie tevrede met wat jy het nie, maar daar kon soveel meer gebeur het. Ek soek 'n dubbel wat op jou rus. Ek soek 'n meer vryheid, 'n meer krag, 'n meer autoriteit van die goddelikheid op jou lewe. Of course, Elijah kept his eyes on Elijah. Elisha kept his eyes on Elijah until the time when he was caught up. Elia sê vir Elisa, as jy my sien opgaan. Wow, so dis die sleutel. Hou hom dop. So hou hom dop. As Elia gaan slaap, hou Elisa hom dop.
As Elia opstaan, dan hou Elisa hom dop. Hoekom? Ek kan nie nou die tyd mis nie. As jy my sien as ek opgaan. Hy weet nie as hy opgaan, gaan hy dalk slaap nie. Gaan hy dalk loop nie. Gaan hy dalk in die shower wees nie. Hy hou die shower dop. Hy hou alles dop. Maar my opinie. Maar hy het hom dop gehou. Hoekom? Want hy wil nie mis wat op sy lewe rus nie. Hy sê, hier is die ding. As jy my dop hou. Ek het 'n geestelike pa gehad en ek het hom dop gehou. As hy skoene nodig gehad het ek het gekoop. As hy klere nodig gehad het ek het gekoop. As hy kartyres nodig gehad het, ek het nie gewag dat hy self gekoop het nie. Ek het vir hom gekoop. Maar wat het jy gemaak? Ek het hom dop gehou, want die dag toe hy sterf, toe gryp ek dit wat ek kan kry van hom. Toe gryp ek. Ek het nie gevra nie, ek het gegryp. OK. Baie mense sal sê, ooh. Ja, gooi maar daai stemmetjie van jou. And when he was caught up the mantle, wat is 'n mantel? Dis 'n stuk kledingstuk. Amen. The mantle he was wearing fell from heaven. Elisha picked it up, tore up his own mantle. Hy sê my eie bediening het nou tot 'n einde gekom. Nou neem ek 'n nuwe bediening op. Vir baie van julle, pastoor Dr. Chris, is 'n nuwe tyd. Die Here trek dinge oop vir julle twee soos nog nooit van tevore nie. Die frustrasie, die hartseer, die accusations wat teen julle gekom het, vandag kom God en hy vat dit weg. Die Here sê beide van julle gaan ek julle begin besoek in julle kamer waar jy is, pastoor Betty, waar jy is en baie keer met God alleen praat. Ek gaan jou begin besoek, sê die Here. Ek gaan jou ontmoet, sê die Here. I'm going to show myself. Luister hier, julle gaan die volheid van God ervaar en mense gaan kom sit as gevolg van dit wat God in julle lewens doen. Jy het baie keer die Here gevra, Here, kan die blindes nie weer sien nie? Here, kan die krippeles nie weer loop nie? Die Here sê onder julle sang gaan julle begin sien hoe die engele gaan begin werk en mense se lewens verander. Van vandag af sê die Here, maak ek die hemele bo julle oop. In Jesus naam. Maar wat gebeur het toe Elia sterf? Elia het 14 wonderwerke gedoen en met Elia se lewe was daar net 14 maal 2 is 28, was daar 27 gewees. Hy het 1 wonderwerk kort gekom. Hoekom? Want die laaste wonderwerk was in sy bene gewees. If you follow the life, you will find that Elijah worked exactly twice as many miracles as Elisha as Elijah. Except when he died, he was 1 miracle short. Jy sit met 1 ding wat jou terughou. Jy sit met 1 probleem wat voor jou staan. 1 duiwel wat probeer om die grootheid van Godheid in jou terug te hou. Vanaand kom die Here en hy laat jou bene weer lewe. Ek sê daar kom lewe in jou bene. Ek sê die verbond wat God het met jou bene vanaand sal herdenk word in die hemel en God sal sy engele bevel gee en sê, gaan red my kinders, gaan verander my kinders, gaan salf my kinders. Every spring, the Moabites sent teams to attack the Israelites. One of the Israelites had died. Een van hulle dood gegaan. So nou hulle begrafnis. And his friends were about to bury him. But when they saw the Moabites coming after them, they had to get rid of the body. Hoekom? Die liggaam hou ons terug. Dis tyd bietjie om af te gooi dit wat jou terughou. Daar's goed wat jy self toelaat wat jou terughou. Daar's mense wat jou terughou. Dis bietjie tyd om bietjie shake off those heavy bands. Lift up those holy hands. Bietjie tyd om weer te begin dans. Ek wil dans, ek wil juig, ek wil huppel as ek juig. My voete ek sê nou die dag vir mense. Jy weet, hoor my hart en dis hoekom baie mense my nie like nie. Maar party van ons so gevrek, die gevrektes roep ons gevrek. Weet jy hoeveel oorwinning is daar in lofprysing? Weet jy hoeveel oorwinning is daar as ons net bietjie ons weet op 'n Saterdag aan kan ons vir sussie uitvat en vir mamma uitvat. Julle mos maar julle vrou is mamma. My vrou is my ma nie man. My ma is dood. Ek soen nie my ma nie. Ek soen my vrou. Okay, in elk geval. Ja, nou is baie klaar kwaad vir my. Alraai, dis reg. In elk geval maak nie saak nie. Maar hoor gou mooi. Nou vat julle vrou uit. Dan gaan julle daar na die spoorwegsaal toe.
Dan gryp jy vir moedertjie. 7 uur begin jy, sakkie, boeredans. Na so 'n paar wille brandewyne, nê. Dan begin jy die loskopdans en net nou die roskopdans en dan die spoorwegdans en dan gryp jy vir sussie want vrou raak moeg. Dan verstaan jy hoekom ons hy jou kop afskiet nie. Who let the dogs out? Ek wil hom sien met 'n lang arm. Dan ja, daai een ook ja. Dan kom jy nou Sondag by die kerk. Dan ryk jy soos die drankwinkel homself. Dan kan jy nie eers jou voetjies so maak vir die Here nie. Pastoor, jy beter nou klaarmaak. Jy moet 'n woord vir my gee anders jy nie 'n profeet nie. I'm not here to impress you. I'm here to empower you. Ek is hier om jou te bekragtig met die salwing van die Heilige Gees. Jy's waardevol vir God. Ek het agtergekom. Kyk, pastoor, ek was nie baie lief vir hoe sê jy die gospel hop nie. My vrou het dit gelaf. My vrou dans, dink ek, Here, ek dink ek het 'n mal vrou getrou. Dan dans sy, en kyk haar so, toe bied sy 'n vak aan wat daar binne is, prophetic dance. En ek sê vir die Here, daar's so baie goed wat so saak maak. En sy gooi 'n maatjie uit daar in die kerk, so blou lap, en sy sê, kom staan op die lap. Nou ek is baie selfbewus. As sy song op, sy sê, dans voor die Here. Nou staan ek daar, maak my oë toe. Dan doen ek net so. Die ou langs my gooi so lap oor sy skouers en hy vang daai oumans dans. 'n Mandela dans. Ek maak my oë toe, ek maak niks, ek sê niks nie. Toe hulle klaar maak my oë oop, dis reg rondom my goudvlokkies. En ek sê, Rian, wat gaan hier so? Kyk al die goud en dit lyk my iemand en ek sien in my gees hoe iemand gekom het en goud oor ons gegooi het. En soos met 'n kleed die trappe opgegaan en daar gaan staan het. Ek gryp die mic, ek kyk so. Ek sien nêrens dit net daar waar ek en hy gestaan het. Ek sê vir studente, ek sê hier het God sy heerlikheid geopenbaar. Daai studente hardloop na daai kolt en die Here doop hulle met krag en met salwing. Hoe desperaat is jy? Okay. So, hierdie manne het nie geweet dat Elisa se graf is daar nie. But when the man's body launched at the bottom of the tomb, it launched and set on the bones of Elijah. 2 Kings 13 verse 21 says that when the body landed on those bones, daar was nie iets gesbid nie, daar was nie iets geroep nie, daar was nie iets gespreek, sy word lewendig nie. Hoor mooi, die bene het genoeg krag gehad om die dooie op te wek. My vraag is, wat is in jou bene, kind van God? Wat is in jou gees, kind van God? Hoekom moet daar 'n wêreld verlore gaan? Terwyl jy wonder en wag vir God, gaan mense hel toe. Ek vra vir jou vanaand, hoe lank moet mense hel toe gaan voor ons ore oop gaan en verstaan, begin net waar jy is. Ek kan nie wag om by 'n petroljoggie uit te kom nie. Ek kan nie wag om by die tolhek te kom nie. Tolhek kom haal ek my kaartjie uit. Dan sê ek, "Hello, how are you?" Dan sê "I'm fine, how are you?" Dan sê ek, "Thank you for asking me. I am blessed, I am prosperous, I'm anointed, I'm appointed, I'm holy, I'm filled with the Spirit of God." Hy oor raak nie so, hy smal raak so breed. En ek vertel al vir 2 minute wie ek is. En mens sê, "Hoe gaan dit?" I'm sent by God, I'm ordained by God. Dan sê, weet jy wat sê hulle gewoonlik? I receive. Ek sê, maar ek het nie vir jou gesien, ek sê wie ek is. Maar wat hulle slim is, hulle receive ook. Want as mense daar buitekant, wat wil hoor, God is lief vir hulle. God gee om. Daar's 'n salwing wat wag vir elkeen van hulle. Kan nie wag om by die petroljoggies uit te kom, vir die ouens wat by Checkers is. Net al gesien as by Checkers staan, jy staan by die tol. En daai vrou sy lyk so 'n boelterrier. Sê ek, "How are you?" Fine. Sê ek, "Hallelujah. Hallelujah." Ek begin oogies klaar oopmaak. Sê ek, "Do you know?" Maar sê ek klip aan. "Do you know that Jesus loves you?" Weet wat, baie van die wit mense loop met stywe nekke uit daar. Maar hy kop ruk so. Hy sukkel hulle om terug te kry, want hy kan nie meer werk nie. Wie hoe verander ek die mense as ek en Checkers en stap daar by ons nou? Hulle almal weet, hier kom 'n goeie woord. Ek staan nou die dag, ek en my vrou gaan na 'n plek toe en ek bestel iets. Ek kan nie onthou by wat so 'n plek was nie. Daar by Welkom bestel ons iets en hier's 'n dametjie wat ons bedien. Ek sê vir haar, "Thank you for the bread."
She said, thank you very much. Ek sê, do you have 2 children? How do you know? Ek sê, the youngest one is going through hard times, but God said, I've heard your cry. I'm going to bring healing and deliverance, and my blessing is upon you. Daar begin sy snot en trane huil. Common woord. Baie mense, hoor mooi, baie mense sit vasgevang in hartseer en pyn, weet nie wat vir hulle kinders voorlê nie, en jy kom met die antwoord van God, en sê, God het jou gebed gehoor. I'm sure it shocked him when he came back to life. Hy's dood, hy's ernstig, en daai krag, boe, hy sy liggaam. Waar is ek nou? Hy lê tussen bene. Baie van ons sal 'n deur maar 'n tunnel daai kan maak. Hy sê, he probably leaped out of the tomb, spring uit die graf uit. Hier kom 'n klomp Moabite. Hulle kom, hier sien hulle daar gooi ou in die graf. Hier kom hy uitgehardloop. Ek gaan nie so daar nie, ek sal al my gun vas en terughardloop die kant toe. Hoor gou mooi. Ek wonder wat sal jy maak as jy hardloop met 'n geweer om nou oorlog te maak en hier spring ouens uit die graf uit op. Dis nou maar stil hierso. The bottom line is this: if God in the Old Testament could saturate a man so much that even after he died, there was enough anointing left in his bones to raise someone from the dead, don't you think that he could saturate your life and the life of because you're a believer and you believe in him, that he has got the will and the heart to saturate your life? Nee, pastoor, is te maklik om twak te praat. Ek maak nie meer klaar. Dis maandag. Ag, Here, kon Sondag nie langer gebly het nie. Ag, vrou, ek wens net ek raak nie so vol pyne nie. Ek het 'n pyn in my toon en 'n pyn in my kop en ek het 'n pyn hier. En dan sê as ons ouderdom raak, ons almal dom as ons oud raak en sulke dinge. Weet jy wat, jy bring jou daai vloek oor jouself. Ek weier om te sê ek raak oud. Ek sê ek raak jong. Hoekom? Die woord van die Here sê, in their old age they will have enough sap and I will renew their youth. Wat die Here sê. Now, whose report are you going to believe? Gaan jy die woord van die mense glo en die Penades broer, hulle lê sulke reine. Daai grandpas, hulle snyf hom later soos 'n sytjie. Sny hom hier op en hardloop deur die hakke verby. Hoekom? Want jy's nie deurweek met die heerlikheid van God nie. Jou kinders is te bang om vir jou te kom kuier, want as jou mond oopmaak, klink jy so boerboel. Jy blaf van die oggend tot die aand. Jy mou met alles. Hulle moenie aan jou beker, dis my beker daai. Jy moenie op my stoel sit nie, Boeta. Gaan sit op 'n ander plek, dis my stoel daai. Luister, my kinders kan op enige stoel vir my gaan sit. Hulle kan nie, hoekom? Dis my kinders, welkom huis. Welkom by die huis. Wat 'n atmosfeer skep jy? Wat 'n reuk gee jy af as jy by mense is? Wat 'n guns gee af? As jy by mense kom, kan jy nie ophou twak praat van ander pastore nie. Wat kom uit jou uit? Met wat is jy deurweek? As ek nou 'n bak olie gehad het, vuil olie, en ek gooi hom hier in, en julle sal nie eens my hand wil skud nie, want my hand is dan vol olie. So wat is jy vol? As jy vol ou griesolie, of as jy vol van die heilige water, van die gees van die Here? Ek wil klaarmaak. So God manifests himself on earth through you. Jy is die kanaal van God. We must understand the tangible or the tangibility of the Spirit of God is driven by life and by love. He is the third person of the Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. He is God manifested on earth today, and he wants to manifest himself through you and saturate you with joy, with power, and with grace. The Holy Spirit is a real person. He will move in you when you are born again, but he will not manifest himself if you don't invite him. He will saturate you and baptize you with himself. We can get more and more saturated throughout our lifetime. We will get the strength and power from the combination of the Word of God and the Spirit of saturating us. God is saturating us for a task. What is your task? Wat is jy geroep voor?
This is why we are having service today, where we can get filled with the presence of God. Not to have an outward feeling or experience. Dit gaan ook gebeur. Nie om te ruk en pluk en te keer te gaan nie, maar om binne getransformeer te word in die heerlikheid van God. En om so te wees van die reuk van die Here, dat mense weet van jou. Ek gaan met hierdie gedagte sluit, hier my net herinner. Jy weet 2 weke, voor Jesus kruis toe gegaan het. Toe kom daar, die Bybel sê, 'n notorious woman. Dis notorious in Engels, Afrikaans. Sien my sondig, maar 'n heavy sondige vrou. Okay. Notorious klink vir my mooi. Okay. En hoor gou mooi, hierdie vrou kom, en elke vrou het 'n albasterfles gekry om eintlik oor haar bruidegom te gooi. As 'n jaar se salaris se waarde in daai albasterfles. Maar sy is so gebroken. Sy weet ek is 'n sondaar. Sy weet ek is nietig, sy weet ek kan niks maak nie. En al wat sy maak, sy kom by Jesus in Simon se huis. En sy vat daai dierolie en sy breek dit op Jesus se voete. En sy ween bitterlik oor al haar sonde. Sy vat haar hare en sy smeer daai olie in haar hare. Hoor mooi. Daai olie het die kapasiteit om vir 'n maand lank te hou. Die reuk. Dit klou aan jou vir 'n maand lank. Met ander woorde, daar was net een persoon wat soos Jesus geruik het, toe aan die kruis gehang het. Toe die soldate die spykers in sy voet slaan, toe het hulle 'n reuk gevang wat soet was en wat duur was. As hulle bietjie deur die stad geloop het, sou hulle aan 'n vrou se hare geruik het. Daar's 'n selfe reuk. My vraag is, soos wat ruik jy as die gees van die Here nie op jou is nie? So wat ruik jy as jy by die mense buite kan gaan? Ruik hulle Christus of ruik hulle probleme? Dis tyd, kerk, dat ons gevul word weer met krag en met dinamika. En vanaand moet jy net sê, Here, ek is die kind, Here, kom en vul my gees van God. Waar jy is by die huis, in jou kar, waar ook al, stop bietjie langs die pad en steek net jou hande op en sê, Gees van God, hier is ek, kom vul my met die volheid van die Godheid. Ek het 'n nuwe salwing nodig. I'm not gonna let a piece of cloth take my place. I'm going to do what you tell me to do, but help me, Lord, to be a blessing that I can smell like Christ. Hoe ruik jy vanaand? Kom ons bid gou saam, Gees van God. Ek bid vir die kosbare mense. Here, ons is moeg om te ruik soos die wêreld. Ons is moeg om te ruik so skuld en negativiteit en frustrasie. Ons is moeg om te ruik, Here, soos die duiwel en sy gesande. Maar Here, ek bid vanaand dat die elkeen wat hierdie boodskap hoor, en elkeen, Here, wat hier sit vanaand, Here, dat julle sal ontmoet in Jesus naam, Here, dat julle sal oplig en sal bekragtig. Ek bid, Here, dat die siekes gesond sal maak. Ek bid, Here, stuur die engele uit nou en bedien elke persoon met u salwingskrag. Ek bid in die naam van die Here God Almagtig, Here, dat geen persoon teleurgesteld sal wees nie, want u God gee om vir elke een. Ek bid, Here, vir families, ek bid vir kinders, ek bid vir besighede, ek bid vir huwelike, Here, ek bid vir ons regering, ek bid, Here, vir die polisie mag, ek bid vir die weermag, ek bid, Here, vir elke persoon, Vader, wat u naam kan aanroep, dat daar 'n besoeking sal wees van die guns en die heerskappy. Here, ek profeteer oor elkeen wat my stem hoor, dat 'n ontmoeting met God sal hê. Ek profeteer oor Suid-Afrika, ek sê dis nie klaar nie, God sê dis nie klaar nie, God sê dis nie oor nie, ek gaan jou besoek, sê die Here, met krag en met salwing, my besoeking kom nou, sê die Here. Vader, ek dank u, Here, vir u salwingskrag. Laat u mense verander, en laat u mense genees, die kosbare naam van Jesus Christus. Prys u daarvoor, Vader. Ek wil vir julle baie dankie sê vir julle kosbare tyd. Dankie daarvoor. Ek hoop julle die woord ontvang, profetiese woord. So God sê, daar's 'n nuwe seisoen. Vir elkeen hier vandag sê ek, daar's 'n nuwe seisoen. Daar's 'n nuwe seisoen. Hoe gaan dit gebeur? God doen dit. Kom ons los dit net vir die Here.
As ek 'n kar vat na Graham en Eerseraad van hier op tot Durban, dan gaan daai hele radkas opsies. Maar as jy stupid, okay. Maar as ek die klas intrap en ek sit hom in tweede, ek weet nie hoe gaan hy in tweede in nie. Ek verstaan dit nie. Ek sit hom net in tweede. Sit hom in derde tot vierde, nou van partykeer tot 6 ratte. Dan ry ek rustig af tot in Durban. Partykeer sit ek 'n bietjie terug, want ek luister na die revolusies van die engine. Jy sien God luister na jou vanaand en hy vra nie vir jou weet hoe ek dit doen nie. Hy sê kom net voor my en sê Here, I give it all to you tonight. Ek gee alles vir U, Here. Kom verander U my ratte. Kom verander U my. Daar's 'n woord wat sê God sê ek sal jou nooit. Hy sê in Engels, hy sê never, not ever will I fail you. Nooit nie. Nooit nie. Nooit nie. Nooit nie. Ek wil vir daai ou daar agter sê met die brille, ek gaan gou-gou vir jou sê, hoor God sê ek sal jou nie val nie. Jy kom deur 'n baie frustrerende tydperk, baie hartseer, baie omstandighede, maar God sê in die volgende 2 weke gaan jy my hand sien beweeg soos nog nooit van tevore nie. Pastor Chris, jy was mense wat vir jou geld beloof het, mense wat beloof het vir jou bediening, maar hulle het kort gekom omrede dit lekkerder is. Weet jy wat vir my amazing is? Kom ek vir jou sê, dan gaan ek verder aangaan met die profetiese woord. Ek is amper klaar. Ananias en Safira het geen probleem gehad om hulle eiendom te gee nie. Hulle harte was reg. Maar toe hulle die eiendom omskakel in geld, then deception came in. You see, it's easy to say, I will buy you this if God do this. Ons het een keer vir ou gehad wat gesê het, pastoor, ek het 'n groot kontrak gaan my 10de vir jou gee. Die ou het nie meer begin kerk toe kom nie. En 'n paar maande later by ons Baboeta was hy sê, pastoor, weet jy 'n ryk man dink anders as 'n arme man. Deception. Hy sê, weet jy wat? Hy sê, ek sit eerder by my boot op Hartbeespoortdam en droom van die kerk, as ek by die kerk sit en ek dink aan my boot. 6 maande toe vou sy besigheid. Toe wonder hy hoekom. Maar jy sit te veel en dink aan jou boot, man. Jy sien, die woord van die Here sê, moenie aan God iets beloof. Hy sê, moenie aan 'n man van God iets beloof en dit nie doen nie. Hy sê, wil jy God moet kwaad raak vir jou. So, daar is baie mense wat vir julle beloftes gemaak het. Baie mense wat gery het op die salwing en autoriteit wat God julle gegee het. Maar God sê, ek sal julle terugbetaal 7voudig wat vir julle beloof is. En die Here sê, daar kom nou 'n standvastigheid in julle bediening. Ek moet vir jou sê, Pastor Betsy, ek moet meer vir jou sê. Die Here is, want 'n vrou soek net sekuriteit. Ons manne, ons kan enige plek, ons laat 'n tent op, ons gaan sit sommer hier langs die water, ons vat ons kar, ons ry. Ons is gemaklik met dit. 'n Vrou is iemand wat net sekuriteit soek. En ek sien iets met 'n huis te doen en die Here sê, het ek nie beloof nie. Daarom sal jy my heerlikheid sien en jy sal getuig van my goedheid. Ek is geen mens ek sou lieg of 'n mens ek kan sou weer spreek nie. So ek het sê nie doen nie en spreek nie waar maak nie. Daarom sê jy, bring ek dit in plek nou en jy sal my eer in Jesus naam. Baie dankie. Kom ons gee die Here lofoffer. Dr. Marius, wow, as dat ons net daai water okay, nou vat ons hierdie water en dan sit ons dit daar. So kyk hoe bekommerd raak sy. Dr. Marius, mag ek die pragtige vrou vra om net hier langs jou te kom staan. Ons gaan hierdie oomblik mis om 'n kragtige blessing en 'n seën oor hierdie manteldraers. En ek gaan nou 'n woord gee. Ek weet nie wie was hierdie mentor vir wie jy so gekyk het. Ek ken nie daai deel van jou geskiedenis. Ek het nou die dag het ons lekker gesels. Maar jy het gesê jy het 'n vader of 'n mentor gehad wat iemand was wat jy na opgekyk het wat gesalfd was. Wat magtiglik deur God gebruik was. Jy het vertel nou net hoe jy bygedra het. Die Here, terwyl jy dit sê, toe praat God met my en hy sê ek gaan 'n dubbele maat van wie dit ook al was. Jy weet wie was hierdie godsman. Dit klink soos 'n godsman. Ek gaan 'n dubbele maat in jou seisoen, terwyl jy seisoene profeteer oor hierdie media en oor ons en oor elke persoon nie. Ek gaan 'n dubbele maat van wie ook al hierdie man van God was. Gaan jy soos 'n Elisa beweeg en daar gaan groter getuienisse onder hele bediening gebore word as wat wie hierdie persoon, daar gaan so magtig, dit gaan so magtig wees dat mense sal verwys en sê die Here het hom waaragtig 'n dubbele maat gegee van hierdie godsman. Ek spreek dit oor jou bediening en saam as 'n kragtige paartjie uit. Ek wil net iets noem terwyl ek hoor van die dans. Daar's ook 'n danseres. Daar's 'n danseres. En ek het ook gedans, maar ek sê ek spaar nou 'n bietjie op rekmerke.
Want elke dans wat ek nou, jy sien nie later in die spieël. Ek sê so, wag, laat ons nou eers daai los. Maar ek gaan preek op 'n plek, wat ek nie die dorp nou gaan sê nie, want dit is so klein maar genoemde dorp, dat almal gaan weet, en die mense gaan, ek wil nou nie name calling doen. En die pastoor sê vir my, kom jy van die genootskap af, as ek reg verstaan, waar hulle kan koordans? Ek sê, ja, ons kom van so saak af. Daar's 'n move en daar's 'n step. Maar toe jy nou sê, ek gewaar die heerlikheid van die Here, jy moet deurweek wees met die heerlikheid van God. Toe wou hy by my nou weet, hoe werk dit om die ritme en hoe om die knieë te buig en die dinge te doen. Ek ken die steps, maar daar's 'n een ding om die step te ken. Jy het dit nou net gepreek, is 'n ander ding om die krag van God te ken. Dit lê nie in die step nie, dit lê nie in die hoe en hoe jou handjie opsteek en hoe oulik jy lyk nie. Wanneer God met jou bedrywig raak en betrokke raak, begin jy half te mekaar, like hallelujah. En hierdie ding het my nou gevang toe ek hoor, ons is met albei met danseres gister. En ek kan daai dans doen. Nou is ek voor die tyd, ons eet die middag by hom. En hy sê vir my, kom ons gaan kamer toe om te bid. En sy vrou is daar, ons almal is daar. En is in sy hoofslaapkamer en daar's 'n spieël. Hy sê vir my, pastoor, nou leer jy met daai steps. Ek dank die Here vir die opregtheid, Nou is ek daar, nou, dit is maar iets wat jy maar leer, mag die Here dit sê, en ek kan dit nou nog doen, ek spaar dinge, sy kyk mee, sy het nou die dag weer lekker gedans. Nou probeer ek hom leer, nou sê ek maak so, ek kan dit nou nog nie eers demonstreer nie, maar ek kan hom doen. Hy sê, ons moet dit reg kry, sy vrou sê, en sy is ook daar, en ons is plek ons bid vir die diens wat ons moet hou. Nou is ons besig om te leer om te koordans. En nou sê ek, maak so, 1, 2, 3, 1. Sy vrou kyk om later, sy sê, nee, ou knaap, jy gaan dit nie reg kry. As God jou nie help nie, as die Here jou nie, maak jy droog. Ek sê vir my, pastoor, ons het die trip en ons het die wip, maar dit is nou nie, hy sê, maar ek dink as ek dit in my kerk kan inkry, dan kan dit werk. En daai aand bedien ek by daai kerk, by die Godse pragtige man en vrou van God. En ek vergeet al van ons situasie by die huis. En die Here van die leerskare begin daai aand in daai kerk te werk. En die gees van God begin deur daai plek is vol gepak van mense en dit reën letterlik buite dat ek skaars gehoor kan word soos dit buite reën. En terwyl daai reën van buite afval is in 'n dorp wat ek weet nie hoeveel jaar laas reën gehad het, die donderdag sou die boere 'n samekoms gehou het en die damme is droog. Hulle ry water in botteltjies water na die dorp toe van ander dorpe af. En daai oggend praat God en hy sê hier kom reën. Daai aand terwyl ek preek toe reën dit sodat ek nie kan preek nie. Soos wat die water op daai plek gaan. En die krag van God tref daai pastoor. En die heerlikheid my ruk vir hom, nie soos in 'n kerk of in 'n genootskap soos wat ons dit verstaan nie. Die Here ruk vir hom, ek weet die manne ken nie hulle 'n V8 se pistons, hoe hulle werk. Daar's 8 van hulle. En elkeen gebruik sy eie tyd en die wels en die goed. Toe lyk daai man so, daar's nie 'n step nie, daar's nie 'n 1 step of 'n 2 step of 'n hip of 'n hop nie. Hy alles wat kan beweeg, alles wat asem het. Hy begin rondvlieg, jy sien letterlik die drommerspat. Jy sien die klavierspat. Jy sien en die Here hervul die pastoor met die Heilige Gees. Toe ons koffie drink, toe kom hy eers tot stilstaan. Hy sê vir my, pastoor, los jou danspassies, die Here het my danspassie vir my gee, toe sy deurweek met die heerlikheid en die krag van God, halleluja, gee hom 'n hand van eer. Dit is wat ons vanaand gehoor het, dit is wat ons verstaan, halleluja. Maar baby, ons gaan ons hande op hierdie kosbare, pragtige paar. Ons is regtig lief vir julle bediening. Ons sien mekaar nooit baie nie, maar ons gees praat dieselfde. Wat jy vanaand als jy gedoen het, is ons dag. Jy kan maar daai ander woorde ook gesê het. Hemelse Vader, hier staan persoonlike mentors ook vir ons, vir my en my vrou. Ons weet dat hierdie pad wat hulle geloop het, en hulle is jare langer as ons in die bediening, het ek al vir myself ook gesê, as Godsman en Godsvrou soos hierdie kan vashou, en ek wil noem kan vasbyt, letterlik vasbyt,
dan kan ek dit ook doen. Dan kan pastoor Betty dit ook doen. En ek bid vir Dr. Marius en sy pragtige wederhelfte, sy familie en kinders is ook vanaand hier. En ek bid dat dit wat hier gebeur, hierdie woord het U vir my gegee, dat dit gaan uitrol, dit gaan uitrol, en wie ook al hierdie godsmanne en godsvroue was, it will be better, it will be more, it will be double more. Dit gaan so wees dat hy was al verstom, hy het al teruggesit en gedink, kan dit wees dat ek in hierdie diens so operasioneel was en dat God hierdie goed gedoen het, maar die Here sê, jou mond gaan nog groter oophang, jy gaan verstom terugry en vir jou vrou sê, ek het al groot dinge gesien, ek het al magtige goed gesien, maar so het ek dit nog nooit in my lewe gesien. Dit sê die Here van die leerskare, is die seisoen, dis my plan vir jou, halleluja. En ek bid nou 'n seëning oor sy kinders, sy kleinkinders, sy geslag, bid ek af vir dit wat hulle ingeplant het, laat die oes, nie net in die bediening nie, maar op alle terreine, erken sal word, en dat daar sal getuienis wees van sy vyande af. Ek claim dit, en nie claim nie, dis 'n woord, dat sy vyande sal sê, en haar vyande sal sê, los hulle uit, dis geseëndes, en dit is gesalfdes van die Here, in die naam van die Vader, ja, in die naam, soos wat Petrus en Johannes vir hy man gesê het, in die naam van Jesus van Nazareth. Amen en amen en amen. Baie dankie pastoor, dokter, baie dankie, mag die Here julle ryklik seën. Baby, jy gaan vir ons daai lied sing, is ek reg? Gee die Here net 'n hand, was dit nie kosbaar nie? Is jammer, dis so klaar, ons gaan 'n konferensie moet reël, ek het nou daar gedink, ek kry dit net heeltyd, amper is ek in die bakwater. Ek kry dit net die heeltyd konferensie. Amen. Baby, jy moet 'n plan maak, jy administreer hierdie ding. Ek sal reël. Is die PA. Ek wil net sê, sien julle hierdie lappie? Ek was hom. Ek gaan hom nie weer was nie. Hier gaan liters, intelligensie, salwing. Man, ek gaan vanaand slaap onder hierdie lappie. Prys die Here, dankie Dr. Marius vir hierdie woord. Sy het daai woord gevat. Yes. Terwyl ons in die week hierdie lied skryf, toe praat die Here met my oor die liefde. Ons sien die kruis en dit is so, dit was geweldig gewees. Maar mens kyk soms die liefde mis, wat uit daai gebroke liggaam geskyn het, gevloei het. Dit was net daar, terwyl Jesus aan die kruis gehang het. Amen. He hung on that old wooden cross, with nails in his hands, I'm lost. He bled so I could be free. His love paid the ultimate fee. Darkness fell when he cried out. Oh, the earth shook and people did down. Just 3 days and he rose again. He saved us all from sin. Oh, Jesus' love on the cross, He gave it all, never lost. His blood washed us clean. Now we live for Him redeemed. In the garden He prayed so hard, knowing fate played a cruel card. So consoled and grabbed and bound, but His love is truly found. Oh, Jesus' love on the cross, He
naam van die Here, gee hom 'n hand van eer. Halleluja. Die aand het ver gevorder. U staan op die voete terwyl ek jou in hierdie naam veilig stuur. Ons sê vir elkeen wat besoek het vanaand ook, baie dankie en mag die Here julle veilig en mag hierdie woord groei wat vanaand, dit is 'n kragtige woord. Ek het die heerlikheid van God gewaar, maar ek gaan saam met Dr. Marius stem, ons gaan nou nie môre anders lyk nie. We take it. Amen. Ons vat dit en ons gaan deur die glas ceiling. Halleluja. Hemelse Vader, dankie vir 'n mooi aand. Ek is reg vir die geveg. Ek is reg om in u oeslande nog groter om my ploë nog dieper in te sit. Ek is reg om groter sakke saad te vat en deur hierdie stelsel te stoot. Ons is reg na vanaand. Dankie dat ons deurweek is met die heerlikheid van die dankie dat Chris Marx. Ek sê vir u dankie dat ek niks is nie, maar dat u alles binne in my is. En dit beteken everything. Halleluja. Ek bid dat u Dr. Marius hulle sal versterk waar hulle beweeg en elke persoon wat vanaand opgedaag het vir hierdie mooi aand, bewaar hulle, seën hulle in hulle families en ek bid vir elke kyker oor hierdie media, dat hulle sal, die wat hier gekyk het, die wat ervaar, dat hulle deurweek is nou, met die krag van u. Dankie dat daar getuienisse sal gebore word in hierdie week, dat God het gewerk. Here, dat kledingstukke, letterlik, ek bid dit nie figuurlik nie, letterlik, sal dinge doen en dat hierdie battery moment sal deurbreek na mense toe in die naam van Jesus van Nazareth. Amen en amen. Loof die Here. God seën jou met 'n mooi kragtige week in die Here. Amen.